Hallo, welkom by Premium Craft Video. Ek staan met Christopher Havenga. Ons gaan jou gou deur hierdie enetjie vat, maar ek gaan eers wegspring om te hoor wat hy dink van hierdie pakkie wat hy aansit. En ja, ek dink vir die eerste keer weer in 'n lang tyd nie een dier afgeskree nie. En ek dink van 'n teelerkant af kan mens wel sê baie geluk. Dit is lekker om dit te sien. En lekker die erns wat die ouens vat met die diere wat hulle veilig te bring. Christopher, hoe gaan dit? Nee, wat? Ons is weer hier, Tinus. Ons kap en flou. Weer hier. Chrissy, ouens het gou deur die screening gegaan. Dit is eintlik regtig lekker om weer te gaan en te sê, maar is nie iets afgeskree nie. Ja, ek dink jy weet dis wat ek altyd sê, 'n mens moet jy moet nie 'n judgement maak op foto's en video's nie. Kyk, die diere staan met jou praat as jy by hulle is. En dit is wat ons sien vandag. Ek dink regtig die manne het regtig uitstekende diere gebring en elke jaar raak sterker en sterker. En ons ek dink ons is op 'n goeie plek wat dit aanbetref. Jy weet die kwaliteit, ons wil mos die diere hier vestig in Limpopo, veral in Limpopo. So ek dink ons plan is reg wat ons hier doen. Ja, ek dink dis waar die diere hoor. Dis eintlik hulle, as jy gaan kyk waar hulle vandaan kom, is hierdie hulle natuurlike habitat. So as hulle hier aanpas, jy het suurveld, jy het soetveld, jy het droogtes, jy het hoogte bo seespieël, dan het jy ewesklik hierdie absolute amper sandveld tussenin. So dis 'n interessante wêreld met boere, nie altyd maklik nie. Nee, ek het hierdie week moet ek vir jou sê, ek het hierdie week gery, julle paar duisend kilos en julle Limpopo probeer doen. En dit is ongelooflik om te sien hoe die boeraan, as jy ry, mens moet ons altyd observeer. Dan ry jy en dan sien jy loop boeraan en dan sien jy ander rasse en ander gemengde boerdery, dan kan mense net besef wat is dit, die boeraan is gemaak vir Limpopo in hierdie area. En ek dink hy gaan net eintlik groei ras van krag tot krag in Limpopo en raak al hoe sterker, al hoe meer lede, al hoe meer boere en dis waar ons hulle wil hê. Ja. As ons sommer kyk, ons spring sommer weg hierso by lot 2 en as ons by 'n paar van die ouens stop. Ons net kyk hierso, so na kyk. Is daar regtig, jy kan sien die diere wat hierso kom, hulle pas almal in 'n samelewing en die omgewing bepaal hulle grootte en hoe hulle lyk en hulle haarkwaliteit. Ja, ek dink elke plaas is heeltemal reg, elke plaas se weidings, die grasse en die tipe environment wat hulle in is, bring eintlik die dier uit. En ek moet sê hierdie besonderse goeie vers, lot 2, lot 1, lot 2, ons begin eintlik met 'n fantastiese goeie span en ons het gekyk die diere. Sy TKP's van die maas moet onder 450 wees en jy kan dit in die vroulikheid van die versie sien en dit kom baie mooi deur, goeie eierontwikkeling, goeie walwontwikkeling en baie goeie haarkwaliteit deurgaans hierdie hele aanbieding van wat en ek hou baie daarvan. Dit wys my hier's 'n vrugbare rigting waarna ons beweeg met hierdie veiling en dit is omdat ons streng selekteer en ek dink dit is 'n goeie ding. Ja, dis sommer waar dit gaan. Goeie vroulike diere. Gaan jy nog vir jou bulle teel. So begin by jou vroulike diere, maak seker daai pakkie is reg. En dan kan ons gaan. Daai butch amper sê ek die butch vers, skus. Gaan nie vir jou die bulle teel, daai vroulike versies. Dis hulle wat vir jou die bulle gaan neersit en as jy wil bulle teel of vroulike diere teel, hierdie diere kom uit fantastiese goeie lyne uit. So genetiese genetika is definitief hier en ek dink elke ou kan iets kry wat waarvan hy soek. Kyk, kom ons stap 'n bietjie verder en hoor ons bietjie wat die ander goeders te sê het. Chrissy, ons staan hierso by die Brooks Boranes, se 2 diere wat hulle so aangebring het en ons het by die vorige veiling ook gesien, dis 'n kudde wat bymekaar kom nou en jy kan dit sien in hulle vroulike diere, die kwaliteit wat hier staan as Nikkie vir ons so kan draai wys. As jy kyk hoe wig hulle, kyk hoe breed is hier 2298 oor die rug. Dit is ongelooflik mooi en dit is spesiaal om hierdie te sien en ek dink mense kan vir hulle geluk sê as eienaars. Ja nee, Tinus, hierdie kudde het hierdie afgelope 3-4 jaar het hy sommer begin move van onderaf opgetel, maar dit vat tyd nee, 'n stoetery vat tyd. Dit vat jou ten minste 5 jaar om regtig te begin in seleksie inkom en te kan begin selekteer en ek dink dit's waar hulle is. 2 besonderse mooi verse, vroulik, baie goeie lengte op hierdie verse en ek hou van hulle haarkwaliteit. Ek dink is funksionele diere en met goeie teelwaardes by. Wat ook 'n doel in die hand is en ek hou baie van die 2 versies. Ja, want ek hou van hulle teelwaardes. Kyk net na hulle teelwaardes. Ja, hulle is redelik hoog, maar hulle is konstant. Daar's nie 'n melk wat weghardloop of 'n vrugbaarheid wat weghardloop. Baie in die middel van die pad en dit is wat ons al 'n half keer oor gepraat. Hou hom in die middel, uitskieters is nooit goed. Ja, middel van die pad is al die veiligste plek om te wees en ek wil hulle geluk wens. Jy weet, as jy nou kyk na hierdie versie lot nommer 6 ook, ons staan nou sommer hier. Ook 'n drom van 'n versie, hy lyk soos 'n dassie. Hy's so rond en dit is 'n boeraan moet wees. Hulle moet kan kondisie skoor, hulle kondisietelling, hulle vetneerlegging moet goed wees en as jy kyk na hierdie dier lot 6 ook vir my van Johan Henning 'n besonderse goeie vers. So yes, julle hier's regtig goeie diere. En Johan is een van die ouens wat so teel, hy het
laat die natuur besluit wat sy diere is. En dan kan jy sien, middel van die pad, medium raam, en hulle pas aan in hierdie Alma wêreld wat nie dit is nie word nie gepamper lang nie. Ja, nee, hier is die plek vir pamper lang. Stories nie. Dan seker hier's lot 7, as ons draai so my kamera van jy so op lot 7, enetjie wat uit 'n baie bekende Midnight uitkom, 'n dier wat jy ook baie goed geslag of 'n lyn wat jy baie goed ken, maar as mens net na kyk is weer eens daai middelyn, maar daai Midnight het nou vroulike diere geteel en hier's weer 'n pragtige voorbeeld. Ja, ek kan nou sê, jy weet, hierdie versie het vir my, ek het daar by plaas gesien hierdie week en dit was my een van die verse wat uitgestaan het. Vers met gewellige goeie wig. Baie, kyk hy mooi dewlap op haar, hy is lekker fyn. Sy's fyn in die nek, sy het ploontjies in die nek. Dis 'n besonderse vers. Definitief een van my favorites vir die veiling. Ja, en daai 0323 teel hy met 0323 was my eie bil wat ek gebruik het daai tyd en 'n bil wat 'n gewellige impak by my kudde gedoen het op veral op die vroulike diere. En hier kom sy kleindogters nou deur en dit is presies dit wat hy doen. So hier's 'n top vers hier. Ons moet hierdie vers nie mis nie. Ek kan dit sê van Olifantsklip af. Wil hulle geluk wens met hierdie vers. Hierdie is 'n besonderse goeie vers. Baie spesiaal. Ek wil sê, as Nikkie vir ons sommer so omdraai en my afbuk, ek weet jy vir ons hier net agteraan nie. Is ons volgende lot. Ek dink is lot 9. Lot 9. Kyk net wat het daai vers neergesit op die grond. En dis die tipe kwaliteit wat jy kan verwag. En sy gee baie van hom, maar kyk die pragtige eier, daai pragtige spene. Baie. En dan kyk jy na hierdie versie wat hier onder het. Dit is 'n enorm mooi vers. Pragtige kalf, baie mooi eier op die koei, baie mooi diepte op die koei. Vroulik en jy kan sien sy sit daai ekstra energie en daai melk in hierdie kalf. So nee, dit is wat ons wil hê. Dit is presies wat ons wil hê. Die koeie moet kan hulle moet tussen eers amper begin Engels praat. Hulle moet tussen 47 en 55% speen van hulle lewendige massa en die koei gaan dit doen. Yes. Okay, ons is nou hierso by lot 46 en ek moet sê definitief een van die goedjies wat my oogies gevang het veral toe ek die video gesien het en sy is nou maar regtig nie net prentjie mooi nie, maar sy is funksioneel reg aan mekaar gesit en jy kan sien hierso ek dink is die beste wat Tony Brand al ooit op 'n veiling gesit het. Nee, ek wil vir Tony sê hierso het hy hom uit hom neergesit. Baie geluk. Dis 'n fantastiese vers. 'n Vers met baie goeie vroulikheid op haar. En ons staan nou hier by haar, dit is nou lekker om met haar te werk, maar kyk hier van die heup na die sitbeen en hoe buite sy en haar sitbene. Hierdie is presies wat ons wil hê met 'n ongelooflike goeie toplyn. En kyk hierdie temperament. Dit is so mooi so Tony se. Ja, pragtig. So hier's 'n baie goeie versie. Ek wil vir Tony geluk wens. En jy weet ons kyk nou hier na jong verse, maar kyk hier mooi walwa-ontwikkeling met 'n baie mooi eierontwikkeling wat al klaar wys. En dit is iets wat ons baie krities is op ons ras. Ons is baie streng op dit. 'n Mens moet baie mooi daarna kyk wanneer jy werk met vroulike diere wat produseer en sy het dit net al, sy diepte, sy het 'n mooi lang nek, sy's vroulik, sy het 'n mooi fyn koppie. En kyk hoe sterk is sy hierso en sy het hierdie geweldige sprong van rip. Nee, dis 'n fantastiese mooi vers. As jy kyk na die lyne gaan na Remington toe wat baie goed is, nee. So nee, hierso reg met haar. Hier het ons fyn lakens. Kom ons kyk 'n bietjie daai kant toe en ons nog twee goedjies tot ons op. Kyk, ons het besluit om hier by lot 13 te stop. Christopher sê vir my hy het nou regtig van hom gehou, maar daar is baie van hom te hou en ek gaan nou by hom uitvind hoe kom hy van hom hou. Ek weet presies hoekom ek van hom hou. Chris sê hierdie is nou ietsie spesiaals wat hier langs ons staan en ons praat van diepte en breedte. Sy kap daai twee. Nee, sy het dit. Hierdie vers is diep, sy's breed, sy's lank. Sy het 'n gewellige mooi kyk hy kop, sterk is sy en haar karakter weer. Ek hou van 'n vers wat karakter en haar kop het. Kyk hoe breed is dit tussen haar oë. Sy het daai baie goeie pigment. Dit lyk asof sy make-up op. Ja, dit lyk so. Ek hou baie van dit. En dan gaan dit dwarsdeur weer on die onderlyn. Ons praat weer van 'n baie goeie ontwikkelde eier. Baie goeie ontwikkelde walwa. Ons gaan oor en oor seker daaraan raak want ons werk met hierdie jong verse. Hulle moet dit hê. Dis diere wat vir die volgende 12, 13, 14 jaar moet kalf. So as hulle hier verkeerd begin, is daar moeilikheid vir hulle in die toekoms, maar hierdie vers wys vir my alles en sy het 'n koeiwaarde van 112. Mooi in die middel van die pad, niks ekstreem nie. So ek dink is 'n goeie tool aan die een kant, maar die dier wat voor my staan is funksioneel en is 'n dier wat sal enige plek aanpas. President het 'n mooi opgesom daar, so ek dink ons kan maar die volgende instap. Kan hom kap. Okay, ons het hier by lot 23 in geval. Nou dit is een van Moola boerdery en ja, ek dink ek kan nie die regte woord beskrywing gee vir haar nie, want dit is ook 'n bietjie kras. Maar hierdie is 'n merske vers. Dit is hier's iets spesiaals.
Kom ons sê maar sommer is 'n boer se vers. Nee, hy's 'n besonderse dier wat voor ons nou staan. As jy van vooraf, as jy die son kyk en dit wat ons sien, die haarkwaliteit wat dadelik uitstaan, weer eens die karakter in die kop, baie goeie vroulikheid en 'n gewellige mooi wig op haar, sterk op haar toplyn Tinus en lekker diep in die lies. Hier's 'n proper vers. Ons praat altyd van daai koppie, nee. Ja. Jy kyk hoe breed haar bek is en hoe breed haar sit is in die oogbanke is, maar hy hou sy daai vroulikheid en dit is eintlik ideaal. Dis 'n super vers hierdie. Ek moet vir jou sê, ouens moet hierdie vers hier raakmerk. Sy's lot 23. Ek dink is definitief ook een van die verse van die veiling. Maar dit is lekker om dit te sien en jy sien weer eens daai goeie eier en jy sien weer eens 'n goeie wilwontwikkeling en wat ek baie van hierdie verse hou, alhoewel sy die vroulikheid en alles het, is dit nog steeds breed in haar bors. Haar borsvloer is baie breed. En ek dink dat dis baie keer wat jy sien, dan sien jy 'n dier en dan dink jy sê maar jy het sy kort bietjie breed in die bors, maar hierdie vers het eintlik net alles. Baie goeie bene en lang stert. Ja, hier's 'n fenominale vers. Ja, ons kan hierdie lot nommer 23 definitief merk. Dis hy. Okay, ons gaan nou hierso begin afsluit. Mense so het Christopher my gesê voor ons hier wegloop, wil hy gou hierso stop. Ek weet wit is in deesdae in die beraading. Mense like dit, maar jy kan haar kleur wegvat en net na kyk, sy is funksioneel reg, is sy nie. Ja, besonderse diep vers. 'n Vers wat ek toe nog 'n screening gedoen het, jy weet jy kom steek sommer vas hier by haar. So ek wil haar regtig net 'n bietjie wys en ek dink soos wat ons gesê het met al hierdie verse wat ons so uitgehaal het, sy het ook alles. Sy's vroulik. Sy het 'n geweldige sprong van rib. Sy's baie goeie wig. En kyk weer eens hoe breed is sy van haar heup na haar sitbeen en weer eens die pigmentasie is goed. Hier's 'n besonderse goeie dier en ek dink is ook 'n lot wat die ouens definitief moet na kyk. Ja, dit is definitief waar en as jy kyk van daai oogbanke dwars deur agter, sy sterk op die regte plekke en ja. Kyk hoe sterk staan sy na bors, né? Sy's lekker breed in haar borsvloer, maar nog steeds gaan dit dwars deur, maar sy bly vroulik en dis wat ons wil hê. Ja, dis presies. Maar dit is om dit half op te som, ek dink as jy kyk na al die teelers wat hier uit verkoop, hier's by elkeen regtig uitstaande diere en dit is eintlik wat ons wil hê, né? Ja. So nee, ek wil die ouens geluk wens. Ons gaan 'n goeie aanbieding hê môre en ek wil regtig die teelers daar buite sê, julle moet wakker wees. Hier gaan goeie genetika wees, goeie diere. Kom ons staan saam en ons maak dit 'n goeie veiling. As daar ons so uit die perd se bek uit, ek dink 'n baie sterk veiling. Ek dink ons kon nog by 20 meer diere hier gestop het, maar ons het ongelukkig genoeg tyd nie. Ja, wat 'n aanbieding en 'n baie geluk vir elke van die teelers. Ek dink julle het regtig ietsie spesiaals gedoen.